finaliteit. Ek moet net geseker maak op al. As ons vanoggend 'n stukkie finaliteit kom reg aan Tannie Harriet se lewe. Mag die Here ook sommer net kom en vir oom kom bystaan en in dit, ons weet mos die Here is hier teenwoordig. Julle sal nou hoor dat ek praat van Tannie Bokkie. Ek praat van Tannie Bokkie, want ons het hierdie name gehad vir mekaar, Urs. En ons het so groot geword, Antjie, met ons het gepraat van Tannie Bokkie, en julle het gepraat daai tyd van Tannie Ma en Papa Jan. So ja, Tannie Harriet, maar vir my is dit gemaklik, David, om van jou skoonma te praat as Tannie Bokkie. Vir julle, Antjie en François, Urs, David, ek weet julle het nou vir Tannie Bokkie ook daar op die plaas leer ken, nee, in 'n lang pad met ouma aangekom. Mag die Here sommer net kom vanoggend as ons dan haar as hier in plaas, om vir ons ook te kom bystaan. Ek haal aan Psalm 42, waarna toe ek later ook terugkom. Psalm 42 kom en dit sê, vertrou op God. Hy is my helper en my God. Kom ons praat met hom. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. Here, dankie dat U my helper en my God is. Maar so kan elkeen van ons vanoggend, soos ons hier staan, Here, ook dit kom proklameer, dat U my helper en my God is. Jesus, en dat ons weet, dat Tannie Bokkie dit met haar lewe gesê het, met haar mond bely het, Here, en dat sy dit geleef het, dat U haar helper en God is. Vader, dankie dat U vir ons 'n hemelse Vader is. Here, dankie dat U, Jesus, vir ons die kruis kom dra, die pad kom loop het, die verlossing kom aanbied. Heilige Gees, dankie dat U vanoggend hier by ons is, en deur U woord, en deur hierdie lied wat ons wil aanhaal, Here, en deur ons saam wees hier, Here, dat U hier betrokke is, dat U vir Andrei in die hand hou vas, Here, dat U vir hom en Tannie Bokkie hulle lewe lank beskerm het, saam met hulle dogters, later saam met die uitgebreide familie. Dankie daarvoor. Dankie, Here, dat ons kan bely en weet, U steek U hand, U gekruisigde hande vanoggend na ons uit, en U sê vir ons, U groet ons, genade, barmhartig, en U groet ons met daai woord shalom, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Hoe sê jy mens, François, in 5 minute? Ons het saam gesit en praat daaroor, nee? In 5 minute, iets oor 'n lewe, 'n vol lewe van oor die 82 jaar. Toe ek nou soms so 'n bietjie sit en dink gistermiddag, vanoggend, daaraan en met die Here daaroor worstel, toe onthou ek 'n verhaal wat vertel, kom Andrei van die man wat gesê het, maar sy wandel met God, sy stap met die Here, laat hom dink daaraan, dat as aan die einde van die dag kom, dan hoef hy nie 'n lang gebed te bid, dan kan hy eintlik net sê, nag Here. Want hy was die hele dag in gesprek, as hy mense gesien het, dan was hy in gesprek met God en gesê, Here, help hier, Here, dankie vir dit, Here, ek eer U vir die natuur, so die hele dag was hy besig met praat met God, en aan die einde van die dag kon hy net sê, nag Here. En ek dink, Tannie Bokkie het aan die einde van haar lewe nie 'n lang gebed daai nag gebid, maar net gesê, nag Here. Net gesê, hier is ek, Here. En het sy veilig oorgestap na die Here. Vanoggend kom ons eintlik op maar net sê,
Nag, Here. Dankie, Here. Ek wil tog die gedeelte lees van 'n lied wat hom André gevra het dat ons bietjie by moet stil staan. Hy sê, as hy die trekklavier sou vat, Jean-Jacques, dan het ouma altyd gesê, André speel vir ons, soos 'n wildspot. Ek lees daai lied 163 in die liedboek. Dit is ook 'n beruiming. Dit lyk my hierdie lied is al so die afgelope, nie 30 jaar nie, maar 3000 jaar, wat hy gesing word. Die Koragiete het hom gesing as hulle stap na die tempel toe in Jerusalem. 3000 jaar terug is hierdie gedig, hierdie lied al geskryf. Psalm 42. Maar ek lees die lied soos om André hom op die trekklavier gespeel het. Soos 'n wildspot wat smag na water. Smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange. Ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag. In U teenwoordigheid wil ek wag. Daai lied, mag dit keer op keer weer terugkom na jou toe, André, en dat ons dit maar weer en weer lees. Oom is self lief en stap op. Ek sien nie oom soms hier so langs Oudtshoorn se pad stap. Ek dink sommer net as 'n mens 'n bietjie verder sou stap en jy sou die berg gaan stap, dan sien 'n mens baie keer sulke paadjies wat diere uitstap. En ek sien al hierdie wildspot wat daar moets geloop het. Elkeen van ons in ons lewe het maar so 'n pad wat ons stap. So 'n pad wat ook die Here saam met ons loop. Kan die Bokkie se pad op aarde het daar begin in die Parel. En hy het 'n draai gemaak in die Transvaal wat hy jou ontmoet het. En toe het julle pad weer teruggekom. Ek onthou nog hoe julle daar langs Oupale aangetrek het. In Labouriestraat. En toe sit later aan hoor op, nader aan die Taalmonument, later Kaap toe. En nou net so rukkie terug. 'n maand het jy en Tannie Bokkie eintlik daar in die nuwe huis 'n droom wat julle gehad het. Maar saam met dit alles, oral, het God kom stap, want God is 'n God wat saam met ons stap. Ons sien dit van die eerste bladsy in die Bybel, dat God stap saam met Adam en Eva. Dit moes waal gewees. Daar in die tuin. God stap saam met Moses en die Israeliete in die woestyn, deur daai woestyn tog, daar waar dit swaar gaan. Daar is God saam met ons. En saam met Joshua, as hulle 13 keer in daai week om die stad Jerigo gestap het, rondom, saam met ons, as daar mure is wat moet val in ons lewe, daar is God by ons. Die wonder is, God het gekom, Jesus het gekom, en hy het in die stofstrate van Jerusalem kom stap, saam met sy disippels gestap. Hy was uiteindelik bereid om die Via Dolorosa te stap, die kruis te vang. En daarom, omdat Jesus die kruis gevang het, omdat hy namens my en jou gesterf, kan ons vanoggend sê, nou omdat dan die Bokkie geglo het, sy oorgestap en is hy veilig by God. Omdat sy geglo het. Jesus was ook daar in daai laaste oomblik saam met haar. Jesus praat in Johannes 4, gaan sit hy ook by 'n vrou. Hy gaan sit by 'n vrou by 'n put daar buite, die Samaritaanse vrou. En dan sê Jesus dieselfde wat eintlik hierdie lied ook soos 'n wildspot sê. Want daai vrou was ook dors. En dan sê Jesus vir haar, dis fenomenaal. Dis vir my een van die verse wat ons net kan vashou. Die wat die lewende water kom, die wat strome van lewende water kom. Sê Jesus, ek sal dit kom. Ek sal saam met jou kom. Hy sê vir Martha en Maria, paar hoofstukke verder, Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy opgestaan. Kan die Bokkie lewe. Nie meer saam met ons die ander, maar in die hemel saam met God. Sommige net 3 goed wat ek net so ten slotte wil sê. Uiteindelik weet ons dus, Jesus, as ons kyk na soos 'n hert, soos 'n wildspot, as ons kyk na die Samaritaanse vrou, weet ons Jesus is die bron van die lewe.
Jesus is die bron van die lewe. Jesus is die een wat die dood vir ons help om sin. En die bokkie het dan ook vasgehou. En daarom is dit dan ek en jy, want uiteindelik staan ons vir hom. Ons staan by hom. Aan vas. Die tweede ding, as jy kyk na die is die baie persoonlik. Dis die tweede ding wat ek nie sal wil sê. Dis 'n baie persoonlike lied wat sê, smag my siel, my hartsverlange, ek bring eer, my bron van krag, ek wag op God se teenwoordigheid. Die persoonlike verhouding wat aan die bokkie met God gaan, die persoonlike verhouding wat ons met die Here het, maak dat ons kan sê, ja, ons ween wel, ons huil wel, ons is hartseer wel, maar die doring van die dood is uitgetik. En ons weet, ons kan ons troos ook by God gaan sien. Daai persoonlikheid. Die laaste ene is dat ons kan gaan uitdeel. Daai water wat ons kry, as jy kyk na Johannes 4, die Samaritaanse vrou, vat sy die boodskap, vat sy die verlossing na haar dorp. Trap sy die spore en kan die bokkie julle ma, daai spore is in julle lewe getrap. En jou as kleinkind, haar legacy leef voort. As jy terug by die bokkie in die berg, as 'n mens verdwaal in die berg, Franswaar, en jy kom op daai paadjies en jy begin daai paadjies stap, gaan jy uiteindelik by 'n bron kom, 'n waterbron. Dan die bokkie daai paadjie gestap. En ek is gemaklik om te sê, ek sal dit, daai legacy Dawid agteraan staan. Maar mag ek en jy ook, ons vir ons kinders, jy vir jou kinders, mag ons ook vir ons kinders, die mense om so stap, ook dit so hanteer, as ek sê, maar in vrede, as ek in mag dit sê. Here, baie dankie dat ons kan saam met die psalmdigter, saam met die Koragiete 3000 jaar terug, Here, saam met hierdie pragtige lied, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o God. Here, dankie dat U vir ons by 'n waterstroom bring, by 'n fontein van lewende water, wat net die dood se angel kom trek. En Here, dat ons weet, ons is veilig by U. Here, ek kom bid vir oom Andrei. Dankie dat U vir hom lief is. Here, dankie dat U 'n lewe saam met aan die bokkie vir hulle gegee het. So 'n lang lewe, Here. Ja, Here, dat U ook aan die bokkie se pad op aarde, daar waar dit soms woestyn was, daar was hy soms selfs nie self kon stap nie, maar in 'n rolstoel. Here, maar U was daar. Dankie vir U sorg. Maar dankie dat ek ook kan bid dat U sal voortgaan om vir oom Andrei te sorg. Vir Ursula en David, hulle kinders, Nadia en Ulrich, vir Ansjen en François, vir Jean-Jacques en Ratan. Ons bid sommer net vir die Marlene, en so baie ander vriende, familie, wat graag die sou wil gewees het. Here, maar wat onomstandighede die kant is. Here, maar wat ons ook dink aan die stories, aan die verhale saam met aan die bok. Dankie daarvoor. Here, maar dankie dat ons by U, ons troos, ons hulp, ons lewende water kan kom kry. Seën ons, sterk ons, Here. Help ons om weer te dink aan ons geloof saam met U. Ons eer U. Amen. François, jy het woord vir ons. Ja, sien.
Net baie dankie sê dan ons almal. François, Antjen, die laaste 5 maande wat maar by julle kom bly. Met Karina gekom het. François, baie dankie vir al die reëlings. Alles perfek. Mooi woorde in die einde. Baie dankie vir ons. Baie dankie. Ons kan nou die kussen nader staan daarso. Dan gaan ons die plaas. Reg? Ek dink ons doen 'n laaste gebed, oom Andre, en dan gaan hom alweer ek gou kyk dat ons hom toe. Here, ja, dankie dat U met ons is. Dankie Here dat U vir ons lief is. En dan kan ons nou ons geloof in U kom bely, Here, en sê ek glo, en elkeen van ons kan dit in ons harte saam sê, ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus die Here. Ek glo in die Heilige Gees. En omdat ons glo, Here, weet ons het vrede wat alle verstand te bowe gaan. En kan ons weet, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, gaan nou saam met ons help. Amen.